Môre julle, vanoggend wil ek met julle 'n bietjie praat oor die volgende vrou van die Bybel. En dit is Ester. Ek dink as dit nou een verhaal is in die Bybel wat uitstaan oor vrou wees en braafheid en ongelooflike voorbeeld vir ons van wat dit beteken om op te staan vir dit wat reg is dit Ester. En ek dink ons almal ken die storie en daar's ook 'n baie oulike film wat hulle gemaak het, A Night with the King, wat die hele storie van Ester vertel. So Ester, hier is dit vir ons duidelik dat daar soveel dinge is wat ons hier kan leer. En die eerste ding is wat ons hier vir onsself moet vra is, wat gaan jy kies as die Here jou roep? Hier's 'n verhaal van twee vrouens. Ons het vir Vashti aan die een kant en ons het vir Ester aan die ander kant. En Vashti was alreeds 'n koningin. Sy het alreeds die platform gehad. Sy kon alreeds 'n verskil gemaak het. En as mens dit nou moet bring na vandag se tye, sy was alreeds 'n influencer. Sy het die platform gehad, sy het die geleentheid gehad om iets daarmee te doen en sy het niks gedoen nie. En dan kry jy vir Ester, wat juis aan die ander kant heeltemal uit ander omstandighede gekom het. En hierso kry sy 'n geleentheid om iets te doen met 'n situasie waarin sy geplaas was. Maar die ding is wat ons sien by Ester is, sy het anders as Vashti, was sy nie 'n koningin nie. Haar familie was doodgemaak in ballingskap. Sy was 'n orphan child. Sy het nie veel keuses gehad in haar lewe nie, maar haar hart was reg. En sy het 'n hart gehad van breekbaarheid. En dit het veroorsaak dat sy kon berge versit. So staan ons almal voor 'n keuse in ons lewe. En hier gaan dit oor, gaan ek in gehoorsaamheid wandel? Al kos dit my lewe. Of gaan ek net lewe vir myself en my eie gewin? En dit is wat hierdie storie eintlik vir ons vertel. So Vashti was 'n koningin in die paleis van die koning en op 'n stadium het hy soos 'n fees gevier en hulle het seker 'n paar doppe ingehaat en hy het geroep vir sy koningin. Hy wou seker met haar gespog het voor al die mense. En in haar trots was sy baie disrespekvol teenoor die koning. En sy het net gesê, nee, ons is besig met ons eie fees, ek's nie nou lus vir die koning en sy stories nie. En sy het eenvoudig die koning gedisobey. Sy het geen respek gehad vir die koning nie. En hierdie dink ook nogal vir my in vandag se movement met die feminisme, wat net voel, weet jy wat, ek doen wanneer ek wil, wat ek wil, en geen man sal vir my sê wat ek moet doen nie. Wat absoluut so die opposite is van wat die Here vir ons geroep het om te wees as vrou. En die is 'n baie fyn lyn, want aan die een kant glo ek natuurlik glad nie in abuse nie, maar om respek te hê vir jou man. En hierso wys sy al klaar van hoe sy 'n man glad nie respekteer nie, want hy's die koning, maar hy's ook haar man, en sy het net geen aansien vir wat hy sê en dink nie. En hier moet ons ook gaan kyk in ons eie lewe. Hoe hanteer ons mans? Hoe praat ons met ons mans? En ja, ons mans is ook maar mans en hulle is ook feilbaar. Maar baie keer deur jou attitude verander jy jou man se hart. Want 'n man se primal, hoe kan ek sê, in sy kor wil hy gerespekteer word. En in ons kort wil ons in verhouding wees. En nou is ons vieslik en lelik met ons mans, en nou is ons kwaad want ons staan nie in verhouding met hom nie, so albei is ongelukkig. Waar mens partymal net jou attitude moet change en sê, my man, ek respekteer jou, ek hoor jou, ek luister na jou. En dan is dit baie keer wanneer die man ook sy hart oopsluit. Okay, maar dis nie die tema waaroor ek wil praat nie, ek noem dit nou maar net so tussenin. So Ester was 'n weeskind en albei haar ouers was dood. Nou moet jy klaar dink, hoe vreesaanjaend moet dit wees? Meisie alleen in hierdie wille wêreld waar jou tribe basies gediskrimineer word teen, en sy moes baie geïsoleer en alleen gevoel het. En met dit
moes sy baie onkundig gewees het oor die wêreld van die Persian kings en hoe hulle lewe. En sy was nie gewoond aan weelde en hoe die wêreld regtig gewerk het nie. So sy moes baie bang gewees het in hierdie situasie. En dit was vir haar baie onbekend wat vir haar voorgelê het. Maar min wetend van die plan wat die Here al klaar vir haar in haar lewe uiteengesit het. Dink nie sy het besef wat haar rol was of wat dit is wat die Here eintlik van haar verwag het nie. So sit almal van ons en elkeen van ons het God eintlik 'n goddelike plan en doel voor. Ons verstaan nie altyd hoekom sekere dinge met ons moet gebeur nie. En hoekom ons op spesifieke plekke moet wees op 'n spesifieke tyd in ons lewe nie. En baie keer kan dit mens alleen, kwaad en verward laat voel. En dis hierso waar ons ook net weer eens sien, waar sy net gekies het ten spyte van omstandighede, het sy in gehoorsaamheid gewandel. En so is dit, laat elkeen van ons by ons destiny uitkom, as ons net dag vir dag in gehoorsaamheid wandel, wat die Here van ons vereis. Al is dit moeilik, en al is dit nie altyd lekker om te luister nie. Jy gaan verseker nie die volle prentjie nou al sien wat die Here vir jou het nie, maar soos jy dit dag vir dag net doen wat die Here vir jou sê om te doen, kom jy eventually daar uit. Partymal voel ons tot die Here het my vergeet en ek is verlate. Hier is my familie is dood in ballingskap. Hier sit ek alleen. Ek bly by my oom en ek dink ook sy het seker maar bietjie weggekruip en sy kon nie vir mense regtig wys wie sy is nie en dat sy 'n Jood is nie. En ons sal nou 'n bietjie meer daaroor praat. Jy het dalk ook 'n droom in jou hart. Of die Here het vir jou gesê dit is sy plan vir jou. En op hierdie oomblik maak dit dalk nie sin nie. En niks lyk naaste by soos dit wat jy in gedagte gehad het of wat jy gedink het die Here vir jou geroep het nie. Weet net, solank jy gewillig is en gehoorsaam is, hy is besig om goed in plek te sit. Want op die ou ende gaan dit nie oor jou en jou droom nie. Dit gaan oor sy koninkryk en dit is waaroor dit gaan. So ons moet partymal ook van ons selfsugtige idees en ons eie sinnigheid ontslaa raak en sê, Here, it's not about me, it's all about you. So dit bring ons na die volgende afdeling wat ek wil praat oor, die doel van moeilike omstandighede of moeilike tye. Wat ons ook moet besef is dat Esther dit nie maklik gehad het nie. Soos ons gesê, die Jode was weggeneem in ballingskap en dis waar ouers toe op die ouende doodgemaak is. Maar ons maar met dit is die Here besig om strategies sekere mense in sekere plekke te sit. En hier kan ons sien hoe die Here Mordegai wat 'n oom is, in die koning se paleis plaas wat alles eintlik aan die gang sit. So haar agtergrond moes ook 'n groot rol hier gespeel het. Wat haar voorberei het om deur moeilike omstandighede kan druk en ook hoe om braaf te wees, want die Jode het maar baie swaar gekry. En ek dink daar's 'n tipe van braafheid en 'n courage wat die Jode moes maar geleer het deur dit. Hulle was gewoond aan swaar kry, gewoond aan onderdrukking. So sy was glad nie entitled of hoogmoedig of vol van haarself nie. Maar hy het tog selfvertroue gehad in nederigheid. En dis die eerste ding wat uitstaan by haar. So, ons ken die storie dat die koning toe nou vir Vashti gesê het, luister, ek soek jou nou nie meer as koningin nie, en al sy raadgewers het vir hom gesê, hy moet oor die land al die vrouens bymekaar kry, en dan gaan hulle vir 'n jaar voorberei, en dan kan hy vir hom daaruit 'n koningin kies. En dis hoe sy betrokke geraak het by hierdie skoonheidskompetisie. Maar die ding is, haar skoonheid het haar nie noodwendig meer waardigheid gemaak nie, waar mense ook baie sien in skoonheidskompetisies, waar, ek is so pragtig, ek kom uit, ek het al hierdie voordele, en dit en dit en dit. Sy was glad nie entitled, en dit was glad nie vir haar eers van belang nie, want haar karakter was toe al klaar gebou, en sy het besef, luister, standvastigheid, en jou geloof is wat jy op moet, wat jou dra.
En dis juist dat sy gefokus was op wie die Here is in haar en in haar geloof, dat dit haar mooi gemaak het. So, ja, sy het deur hierdie skoonheids, hoe kan ek sê, roetine wat hulle mos nou gesit het, om hulle voor te berei vir 'n jaar. En dit is ook hier waar ons dan ook kan sien hoe Ester deur die voorbereiding moes gegaan het vir dit wat die Here vir haar in plek gesit het. En dit is ook so simbolies van 'n season van purifying, waar die Here jou partymal voor jy gerelease word in jou destiny, waar hy kom en hy snoei jou. En dit is nie 'n lekker proses nie, 'n skoonmaakproses. En dit lyk nie altyd goed en lekker nie, maar tog is hy dan besig om dit wat nie so goed is in mense lewe nie, en nie in van hy karaktereienskappe ontslae te raak, die ongeduld, die kwaai, die lelik, die verbittering. En dit is hierso waar baie mense dan uitval, want nee, hierdie proses is nou glad nie vir my lekker nie, en net 'n klein handjievol sal deurdruk, ten spyte van die pyn wat hulle beleef, van die droom en die visie en die verhouding wat hulle het in God, en weet wat die Here, jy weet nie daai stemmetjie in jou hart, ten spyte van alles wat vir jou sê, nee, dit is nie so nie, dit gaan nie so wees nie, druk jy deur. So, om skoonheid na te jaag in die sens van om jou hart skoon te maak, en dan beteken dit ook om klaar te maak met jou verlede. Die seer wat jy beleef het in jou lewe, die teleurstellings, die rejection, en deur al daai goedjies te werk, te vergewe en te let go. En dan alleen kan jy word die persoon wie die Here wil hê jy moet wees, en wie jy veronderstel is om te word. En dit is ook waar hierdie jaar se kursus oor gaan, die trauma kursus of die genesing vir jou siel kursus, wat ons praat oor hoe kom jy by dit uit. So sy moes 'n besonderse karakter gehad het, die girl. Want na al hierdie opgepofferheid en die bad in melk en heuning en al die skoonheidsroetines, het sy letterlik soos 'n seer oog uitgestaan tussen duisende beautiful vrouens. Jy kan net dink hoe mooi was al daai vrouens. Maar wat was dit van haar wat die koning raak gesien het? En ek dink is omdat sy nie afsjouerig was nie, sy was nie vals nie, sy het nie aangesit om aandag te kry nie, sy was net wie sy was. En sy was nederig genoeg om te kan luister na die raad van Hegai, wat haar Enoch was, wat haar leier basies was, of haar mentor was in daai jaar, wat wou gesê, doen dit, en sy het ook guns gekry by hom, en dis ook die amazing ding van die Here, hy laat vir jou guns loskom op die regte plekke by die regte mense. So praat oor selfversekerheid, hierdie girl het verstaan wat selfversekerheid is, want haar vertroue was in God, sy was standvastig, en sy was nie demanding nie, en nie 'n regte diva nie, sy het net presies gedoen wat Hegai vir haar gesê het, sy was aanpasbaar, en sy was teachable. So baie keer is dit juis in ons hardkoppigheid, en in ons trots en ons pride, dat ons eie drome potjie, want ons is nie aanpasbaar nie, ons wil nie leer nie, ek wil dit op my manier doen, en dis wanneer mens partymal dit verloor. So, Ester het die koning se hart gewen, en 'n koningin geword, en dit ewen het haar nie laat sy gedink het sy's beter as ander nie, sy het nog steeds in nederigheid gebly. En daar was Mordegai natuurlik ook haar raadgewer, wat haar gehelp het, en vir haar geleer het en gelei het. En kyk, haar naam was mos nou nie eintlik Ester nie, dit was die Persiese naam wat hulle vir haar gegee het. Haar naam was eintlik Hadassah, wat 'n Joodse naam was, so sy het letterlik haar naam ook verander, so hulle het nie geweet sy was 'n Jood nie. En hier kom ons by die derde afdeling, waar sy nou in die paleis bly, en sy is nou koningin. En hierso is dit vir ons vra, sal jy opstaan vir die regte ding, al kos dit jou lewe. So op die stadium was daar baie rasisme teen die Joodse mense,
en hulle lewens was letterlik in gevaar. En ons weet van die man wat heeltemal, wat was sy naam? Hagar. Wat ook al, kan nou nie eens sy naam onthou, ek het nie sy naam genoem in die les nie, want hy's die minste om te noem, maar die ou wou letterlik die Jode doodmaak en hy het letterlik in die koning se paleis gewerk. So sy kon kies om net stil te bly, en die koning sou nie eers geweet het sy's 'n Jood nie, maar sy het gekies om faithful te wees to her roots en wie sy werklik was. En al het hulle neergekyk op die Jode en hulle was minder as, het sy tog besluit om haarself te reveal en te sê wie sy werklik is. So daar sal altyd een of ander evil plot van die vyand wees, waar hy sal probeer om te vernietig en dood te maak. En dit wat die Here vir jou in jou drome, in jou destiny het, sal hy altyd wil kom potjie, en ons moet altyd bewus wees van die vyand wat wil kom steel, slag en verwoes. Maar ten spyte van dit moet ons ook bewus wees wanneer om wat te expose. Want baie keer sal mens mos nou maar net stil bly. Die ander ding wat ons ook leer is die perfect timing en om wysheid in die dag toe te pas. En dis hoekom is die leiding van die Heilige Gees so nodig het. So soveel mense sal net sê, los dit maar net. Bly net stil. Moenie onnodige drama veroorsaak nie. En of hulle sal sê, dit is nie my werk nie, of dit is nie my verantwoordelikheid nie. Sy kon sê, ek is nou cozy hier in die paleis, ek gaan nou glad nie eers vir die mense sê ek is 'n Jood nie, want nou gaan hulle my doodmaak. So baie mense sal dan net passief terugsit en toelaat laat evil oorneem, hoewel dit in hulle mag is om iets te doen. En hier lees ons in Spreuke 3 vers 27 wat so mooi sê, withhold not good from those to whom it's due, its rightful owners, when it's in your power of your hand to do so. En dis ook hier waar ons sien wat baie keer is daar iets in jou mag wat jy kan doen. Gaan jy iets doen of gaan jy net stil bly? So baie keer gaan dit wees ten koste van jou werk, jou vriendskap, miskien jou familie, maar gaan jy iets doen, as jy wel kan opstaan vir iets, wat jy weet nie reg is nie. In Ester 4 vers 14 tot 17 gaan ons 'n bietjie lees, en dit is nou die gesprek. Kyk, Mordegai het 'n boodskapper gestuur na Ester en gesê, luister, hierdie Hagar wat wil ons doodmaak, jy sal iets moet doen, en dit is die boodskap wat deurkom. For if you keep silent at this time, relief or deliverance shall arise for the Jews from elsewhere, but you and your family's house will perish. And who knows that, but, en hierdie is die amazingste stuk, and who knows but that you have come to the kingdom for such a time as this, and for this very occasion. Then Esther told him to give the answer to Mordecai, go, gather together all the Jews that are present in Shushan, en dit is waar hulle gepleit is, Shushan, and fast for me, and neither eat or drink for 3 days, night and day. I also and my maids will fast as you do. Then I will go to the king, though it's against the law, and if I perish, I perish. So Mordecai went away and did as Esther had commanded him. So Mordecai was Esther se mentor, en hy het haar gelei met goddelike wysheid. En ook haar bemoedig, maar ook vermaan wanneer dit nodig was. So hy was nogal ernstig en hy het gesê, Esther, skus my skat, jy gaan nou ietsiekie moet doen. En ek dink dit is ook hierso wat dit vir haar die courage gegee het om te doen wat sy gedoen het. Hoewel Esther die heeltyd nederig was en sy was op haar plek, het sy ook geweet wanneer dit tyd was om op te staan en te veg vir die regte ding, en al kos dit haar lewe, was dit so belangrik om op te staan vir dit wat reg is.
En hier ken ons die verhaal wat sy moes doen. Sy moes letterlik in die courtrooms ingegaan het en in daai tyd, jy kon nie gegaan het behalwe as die koning jou gesummit het nie. En hy het 'n scepter gehad en natuurlik as hy die scepter na jou toe uitgesteek het, dan het dit beteken jy kan hom approach het. En sy het letterlik in hierdie courtroom ingegaan. Nie geweet of hy haar gaan aanvaar of nie. Maar weer eens moet ons, en dit is waar ons partymal in geloof moet uitwandel en uitstap en sê Here, ek weet nie of hierdie nou gaan werk of nie. Maar dan waar jy net in geloof moet sê, Here, ek hoop U guns is daar. Here, ek hoop U gaan vooruit. Here, ek hoop U gaan vir my deure oopmaak. En hier gaan die deure letterlik vir haar oop. Die guns van die Here is letterlik daar. En daar steek hy die scepter uit. En dit was dan die omloop van die red van die Joodse nasie. Want daar kon sy dan vir die koning gesê het, luister, ek wil graag 'n maaltyd saam met jou en Hagar gehad het. En daar in daai maaltyd kon sy dan vir Hagar expose het. Die timing was so belangrik, want hy het al klaar 'n galg opgerig waar hy vir Mordegai wou gehang het. En op die ou ende, toe was hy self op sy eie galg gehang. So what an amazing story van rescue en van deliverance en waar mens partymal juis wanneer dit jou lewe gaan kies, sal opstaan vir dit wat reg is. So hier leer ons weer eens van Ester, wat ons leer van gehoorsaamheid, wysheid en om raad te volg ook in moeilike omstandighede, en om nederig te wees, om teachable te wees, om 'n gee-hart te hê en om courage te hê. So ek dink dit is vir elkeen van ons 'n wonderlike boek dalk 'n bietjie om te gaan lees en te bestudeer. En mag die ook vir jou net weer bemoedig. Al voel jy het 'n droom in jou hart en jy weet die Here het jou geroep vir iets, maar jy kan dit nie nou al sien nie. Mag die Here dit vir jou openbaar en vir jou ook leiding gee vir dit wat hy wil hê jy moet wees en doen. Awesome dag vir julle verder. Bye.